Dankie daarvoor. Dankie dat u guns op ons lewens rus. Ons loof u daarvoor, ons dankie daarvoor. Dankie dat ons kinders van die lewende God kan wees. Ons ontvang u heerlikheid. Ons ontvang u genade, ons ontvang u liefde, ons ontvang u vrede. Ons ontvang u teenwoordigheid in ons lewens elke dag. Ons dankie. Ons loof u in Jesus naam. Amen. Kan u sitplekke neem. Baie dankie bedieningsspan. Ons is aan die begin van 'n nuwe jaar en ek het al met 'n paar mense gepraat en dit lyk so of hulle half moedeloos alreeds is voor die jaar begin het. Nou dis moontlik as 'n mens na jou omstandighede kyk en jy kyk na dit wat rondom jou gebeur en jy luister na gerugte en jy luister na ander mense, dan kan jy so voel. Maar as jy weet wie jy is in Christus en dat jou God wat jy dien, wat jou uitgered het, lewend is, dan hoef jy niks te vrees nie. Amen. Nou, ek gaan ons vanoggend bietjie uit die Ou Testament praat. Ek het vir etlike jare die Ou Testament as 'n vak gedoseer en ek het altyd vir die studente gesê, jy moet gaan kyk dat in die Ou Testament is daar baie geestelike lesse wat jy kan uithaal. Hulle is daar, geestelike lesse. Ons moet verstaan dat die Ou Testament en die Ou Verbond is nie dieselfde ding nie. Die Ou Verbond is vervat binne in die Ou Testament, net soos die Nuwe Verbond vervat is in die Nuwe Testament. So ek kan nie Ou Verbond goed met jou praat vanmôre nie, want die Ou Verbond bestaan nie meer nie. Hy is nie meer daar nie. En daarom gaan ek met jou praat uit die Nuwe Testament, of uit die Ou Testament, want daarin, wanneer ons dit lees, kry ons baie geestelike lesse, wat selfs betrekking het op ons in hierdie dag, en dit is hoekom die Ou Testament vir ons nog relevant is. Okay. So ek gaan bietjie daar vir ons kyk na geestelike lesse wat ons kan leer uit hierdie gedeelte uit Rigters. Nou ek wil dus vanoggend nie met jou praat as 'n teoloog nie, maar as 'n pastor, as 'n herder, om aan jou iets te gee, voeding te gee vir die jaar. Wat jy kan onthou, om in hierdie jaar wat voor jou lê, wanneer jy, en dit is die titel van my preek, moet koring dors in 'n parskuip, dat jy volmoed sal wees, want God is met jou. En dit is die titel van my preek, om koring te dors in 'n parskuip. Ek gaan eers 'n bietjie agtergrond gee. Die volk van die Here verlaat Egipte en dan word hulle gelei na die dood van Moses en nadat Josua hulle in die land ingebring het, word hulle gelei deur mans en vroue wat genoem word rigters. Dis voor die tyd van die konings. Hulle word gelei deur hierdie rigters, en gedurende hierdie tydperk, en soos wat dit maar gegaan het tot en met die tyd van Jesus, toe hy na die aarde toe gekom het as mens, het hierdie volk, die Israeliete, geweifel tussen godsaanbidding en afgodediens.
dan jy het altyd die gekry wat volgehou het en God aanbid het, maar jy het ook die gekry wat, en dit was altyd 'n groot menigte van hulle, wat afgedwaal het en afgode gedien het. Afgode wat hulle in die land kom ontdek het van vreemde mense, en Baal was een van daardie afgode wat aanbid is deur Godse mense. So hier kry ons al 'n geestelike les. Dit is moontlik om genoem te word, ek is 'n kind van God, en jou besig te hou met goed wat niks met God te doen het nie. Ons moet altyd uitkyk daarvoor, ons moet versigtig wees daarvoor, want dit is moontlik dat dit kan gebeur. En omdat hulle versuim het, en hier lê 'n geestelike les, omdat hulle versuim het, om dadelik ontslae te raak van al die heidense volke, soos wat hulle veronderstel was om te doen, want hulle het nou in die beloofde land ingekom, en dit is die gebied wat God aan hulle gegee het, en hy het vir hulle gesê, julle moet hierdie mense uitdryf, en hulle het dit nie volkome gedoen nie, en daardie volke het onder hulle bly werk, leef, saamgaan, en hulle negatief beïnvloed, het hulle negatief na hulle gespreek, en dit leer ons dan in hierdie dag, hierdie baie belangrike geestelike beginsel, die vyand, die teestander, wat jy verduur, sal een of ander tyd kom en jou tuister. Dit wat jy toelaat in jou lewe, kan terugkom na jou toe en dinge vir jou ongemaklik maak. Totdat jy nie daarmee deel nie, sal jy die probleem hê. En baie mense deel nie altyd met dit waarmee hulle moet deel nie, en die dinge wat hulle geestelik teestaan, akkommodeer hulle in hulle lewe. En ons moet versigtig wees daarvoor. En dan lees ons hierdie gedeelte in Rigter 6, en ek gaan net eers vers 11 en 12 vir ons lees, en dan sal ek weer teruggaan na die eerste gedeelte om net vir ons die agtergrond te gee. In Rigter 6 vers 11, en dit is so bekend, en ons het baie preke hieroor gehoor, maar ek wil bietjie iets anders daarop inlig, teenoorgestelde van wat ons gewoonlik gehoor het. Vers 11 sê, daarna het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terebintboom by Ofra, wat aan Joas van die familie van Abieser behoort. Sy seun Gideon was juis besig om koring uit te slaan in die parskuip, om dit vinnig teen die Midianiete te beveilig. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper kryger. Of soos die 53 vertaling sê, die Here is met jou, dapper held. En ek weet ons het dikwels gehoor dat dit is omdat Gideon bang was en Gideon 'n lafaard was wat hy in die parskuip was. Nee, dit was omdat hy braaf was. Dit is 'n dapper held, ek sal dit nou verduidelik. Ons storie gaan daarom dat die volk was getuister deur die Midianiete. 'n heidense volk, is volk wat God nie geken het nie. Alhoewel hulle 'n interessante oorsprong gehad het, ons sal dit ook nou vir jou sê. Hulle was 'n nomadiese groep, so hulle het rondgetrek deur die land, self nie veel gewerk nie, nie geplant nie, nie geoes nie, niks gedoen nie, maar ander besteel. En so het hulle met die Israeliete gedoen vir 7 jaar lank. Hulle kom in en net as die oes ryp is, en hulle het afgehaal van die land, dan kom hulle en dan vat hulle het, hulle roof dit, hulle vat die vee, hulle vat alles en hulle los die mense in hongersnood. Vir 7 jaar lank gaan dit aan. Nou, Midian, of die Midianiete, was die nageslag van Midian. En Midian was die 4de seun
van die 6 seuns wat Abraham by Ketura gehad het, na die dood van Sara. So hulle is half familie. So jou teestander is nie noodwendig iemand wat jy nie ken nie. Partymal nader aan jou is wat jy dink. En ons nou mooi kyk hier, so is nou niks met die duiwel te doen, jy hoor, los hom nou. Los hom nou. Dit is nie noodwendig die duiwel wat in jou lewe aan die gang is nie, dis goed wat jy nie hanteer nie wat aan die gang is. En hier is Gideon en hy besluit, hy gaan die koring wat hulle nog by mekaar kan maak, gaan hy oes en hy gaan dit in die parskuip gooi. Nou, waar hy veronderstel was om dit te gee, het julle vir my daai foto van die dorsvloer. Hy moet dit eintlik op 'n dorsvloer, maar jy moet hy dit uitwan, maar jy kan nie dit op die dorsvloer nie, want die dorsvloer is redelik hoog en is 'n plat gebied en mense kan daarby kom en hulle kan dit sien. Maar die parskuip is ingegrawe, dis ingebou in die grond. En hy vat hierdie koring wat op die dorsvloer uitgewan moet word, vat hy en hy gooi dit in die parskuip en hy bewerk dit daar, want as jy in die parskuip is, in die onderkant, op die bodem van die parskuip, dan kan niemand jou eintlik sien nie, want dit is gesonke in die grond. En dit is hoekom wanneer die engel van die Here by hom kom en vir hom sê, dapper held of dapper kryger, sê hy dit met reg. Want die ander het gestaan en kyk hoe die Midianiete die koring van hulle al wegneem en Gideon het gesê, hy het sy stand geneem en hy het dit ingebring en nou is hy besig om sodat hulle nie sien waar hy is nie, dit is hoe die parskuip lyk. So hy is daar binne-in. Nee, dit is andersterom, daar is die dorsvloer. Dit is die dorsvloer. Dit is waar hy die koring moes uitwan, maar nou julle kan sien is in die oopte, hulle gaan hom sien. Maar nou gaan hy na die parskuip toe en hy gooi dit daarin en hy bewerk dit daar en hulle kan hom nie sien nie. En nou kom die engel van die Here en ons sal nou vir jou sê wie's dit. Die woordskool mense weet klaar. En die engel van die Here verskyn in hom en hy sê vir hom, dapper held. Maar sy omstandighede is negatief. Dit wat teen hulle is negatief. Maar die engel van die Here sê vir hom, dapper held. Dapper held. Wat doen Gideon? Hy het genoeg gehad van 7 jaar se stryd. Luister baie mooi. As jy nie moeg genoeg raak vir jou situasie nie, is jy nog nie moeg genoeg nie. Moenie kla oor wat jy toelaat nie. As jy moeg is vir die tuistering, is dit die teken dat jy iets moet doen. Dat jy iets moet beveilig, dat jy iets moet doen, dat jy aksie moet neem. Wat Gideon hier doen is, hy tree op in geloof. Dis geloofaksie. Geloof is altyd 'n aksie. Geloof is nie sit eenkant en kyk en sê, ag shame arme ek nie. Geloof neem aksie. Geloof doen iets. Dis wat Gideon doen. Dis die rede wanneer die engel van die Here by hom kom en hy besig is om hierdie koring uit te dors, uit te wan in die parskuip, dat die engel van die Here vir hom sê, dapper held. Want mense wat in geloof optree, is dapper mense. Geloofsmense is dapper mense. En as ek en jy sê, ons is gelowig, ons glo God, dan is ons veronderstel om dapper mense te wees. Die omstandighede
is nie my barometer nie. Willem P.D. Leroux sê, hy verstaan nie wat, as hy vir mense vra, hoe gaan dit met jou, sê, nee, pastoor, so tussen die vloer en die polletoer. Een ou sê vir hom, so tussen die boom en die bas. Hy sê, hoekom is jy daar? Dis waar die goggas bly. My omstandighede bepaal nie my toekoms nie. Ek wil dit herhaal. Jou omstandighede bepaal nie jou toekoms nie. Daar waar jy vandaan kom, bepaal nie jou toekoms nie. God bepaal dit. En hy sê vir jou, dapper held. Hierdie jaar wat voor jou lê, en die dinge wat jy sien, en wat jy hoor, en waarna jy kyk, wat baie mense minder behoort te doen, en jy hou jou oë daarop, dit bepaal nie wat God vir jou in stoor het nie. Want God kyk na jou en hy sê, dapper held, want jy is besig om geloofsaksie te neem. Nou, ons hoor dikwels, en Gideon was vir ons baie maal geskilder as hierdie angsbevange mens, bang mens, wat eintlik nie so manhaftig was nie. Maar kyk wat doen hy onder moeilike omstandighede, waarvoor niemand anders kans gesien het, en hy sê, ek het genoeg gehad hiervan, ek gaan nou 'n geloofsdaad doen, ek gaan hierdie koring haal, ek gaan dit na die parskyp toe neem. God laat jy op partymal dinge doen in plekke waar jy nie veronderstel is om die dinge te doen, want dit pas nie daarin nie, maar dis waar jy moet wees. En dit is daar waar die engel van die Here opdaag, en hy kyk na hom en hy sê vir hom, dapper held. Nou as jy deur hoofstuk 6 en 7 gaan, dan gaan jy dikwels hier sien, die engel van die Here. Ons noem dit in die teologie, 'n theophanie. En wat dit beteken is, dit is 'n vooruit verskynsel van Jesus Christus, die engel van die Here. Die engel van die Here, waar jy altyd lees van die engel van die Here, dit is Jesus Christus. Wie het voor die volk uitgetrek uit Egipte land uit? Die engel van die Here. Hy was met hulle die hele tyd. Baie mense dink Jesus het eers tot werklikheid gekom met die geboorte in Bethlehem. Nee, hy is van die begin af. Hy is God. Hy is van die begin af God. Soos Johannes 1 sê, hy is die woord. Hy was God. Wanneer die engel van die Here of Jesus by hom opdaag en na hom kyk en sê, dapper held. En dan gaan hulle in 'n gesprek, en nie omdat hy bang was nie, maar hy het hierdie koring beskerm teen die vyand, want dit is hoekom hy vir hom sê dapper held of dapper kryger. Hy verberg hierdie koring teen die Midianiete, wat amper ver langs 'n familie is. En dan in vers 13 lees ons hierdie woorde. Maar Gideon sê vir hom, dis nou nadat die engel van die Here vir hom sê, dapper kryger. Maar Gideon sê vir hom, asseblief my Heer, as die Here dan werklik met ons is, waarom tref al hierdie dinge ons? Klink soos mense wat ek ken. En waar is al sy wonderwerke waarvan ons voorouers ons vertel het toe hulle gesê, die Here het ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verstoot en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. As ons in die begin van die hoofstuk lees, dan hoor ons,
Hulle was besig met afgodediens. Luister baie mooi, hier's 'n paar geestelike lesse in hierdie teks. Eerstens, jy kan nie aan God ongehoorsaam wees en verwag dat dinge gaan nie skeef loop nie. Ons gehoorsaamheid aan God, en ek wil 'n woordjie koppel aan gehoorsaamheid, en ons hoor dit nie baie nie, maar dit is deel daarvan, en dit is aanbidding. Gehoorsaamheid is gelykstaande aan aanbidding. Ek wil nie nou in die werk, in die taalkunde daarvan ingaan nie, so neem nou maar net my woord. Aanbidding, gehoorsaamheid, loop saam. Gehoorsame mense aanbid. En hoe aanbid hulle? Deur hulle gehoorsaamheid. Jou en my aanbidding is meer as liedjies sing. Baie mense dink net wanneer ons hier by mekaar kom vir die eerste halfuur van die diens, gaan ons nou aanbid. Nee. My lewe van gehoorsaamheid, dit word my aanbidding teenoor God. Waar ek hom gehoorsaam. So, hy vra, hoekom kom hierdie goed oor ons? Wel, omdat julle ongehoorsaam is, omdat julle afgode dien. Nog 'n les. Gideon het op hoorsê gehoor van hoe God hulle gehelp het in die verlede. Hier is die les. Jy het jou eie ervaring met God nodig. Ons ken nie God op die hoorsê van ander nie. Dis wonderlik om na ander se getuienis te luister, maar wat is joune? Dis wonderlik om te vertel van hoe die Here daar en dit gedoen en daai tyd. Wat het vandag met jou gebeur? Ek het my eie getuienis nodig. Ek kan nie op die hoorsê, op die verlossingsdade van God, van my voorgeslagte teer nie. Dis nie genoeg nie. Ek het my eie nodig. Gideon moes dit uitvind. En hy het. Ons sal dit sien. Ons sal daarby kom. Hy het net gehoor van God se reddingskrag. Dis die rede waarom hy die engel van die Here bevraagteken. As jy nie jou eie ervaring met God het nie, het jy altyd 'n vraagteken, waarom help die Here my nie? Hoekom het dit gebeur? Kan ek jou sê, dis die rede hoekom mense daardie vraag vra, want hulle het nog nie 'n eie ervaring gehad van waar God hulle deurgedra het in tye toe dit moeilik was en swaar was nie. As jy daardie getuienis het, vra jy nie, waarom ek nie? Want jy weet, wie het jou in die verlede bygedra? Hy is dieselfde een wat my vandag sal deurvat, en môre en oormôre en die dag daarna. Selfde een. Vir 7 jaar is God stil met hulle. Sien, hier is die ding, wanneer God ons nie onmiddellik antwoord nie, dan wil ons hom betwyfel. God se stil swye beteken nie, hy het jou nie gehoor nie. Ons ken die gesegde, stil bly is ook 'n antwoord. Hy doen dit. Want partymal dit wat hy ons antwoord, verstaan ons in elk geval nie. Die feit dat hy jou nie dadelik antwoord nie, beteken hy gee nie om nie. God het die gebede van die volk gehoor. Hy het net nooit daarop geantwoord nie, want hulle moes 'n les leer. En uiteindelik wanneer hy sien, maar daar is een wat opstaan in geloof. Daar's minstens een wat al opstaan in geloof en iets begin doen, dan sê hy, ek kan met hom werk. Dit beteken vir 7 jaar het hulle gesit en kyk, gekla, gemurmureer, God beskuldig oor al die goed wat met hulle gebeur. Vir 7 jaar lank,
totdat een gesê het, tot hier toe nie verder nie, opgestaan het in geloof, iets begin doen het, die koring na die parskyp toe geneem het, op die plek waar het nie hoort nie, dit daar uitgewan het, en gesê het, ek vertrou God vir 'n deurbraak. En dit is vir hom waar die engel van die Here opdaag. Daar's nog 'n les hierso. Die parskyp was vir hom 'n soort van 'n wegkruipplek, om nie gesien te word deur die vyand nie. So is 'n plek waar net jy is. Ons het elkeen 'n parskyp. Daar is 'n parskyp in elkeen van ons se lewe waar net jy is met God, besig om koring uit te waan in 'n parskyp. Dan is daar waar hy met jou praat. Totdat jy nog nie in die parskyp geklim het nie. Nou, wat is 'n parskyp? Parskyp is waar hulle die wyn begin maak het. Hulle gooi al die druiwe daarin, en dan het hulle mense wat daarin staan, en dan trap hulle dit, en hulle trap dit fyn, en hulle trap dit stikkend, en hulle druk al daardie korrels, druiwekorrels word stikkend getrap, en dan loop dit uit in 'n kleiner bad, wat uiteindelik dan weer uitgeskep word, en dan verder verwerk word, en dit is hoe hulle uiteindelik die wyn gekry het. So 'n parskyp is ook 'n plek van trap, verbryseling. Dit is 'n plek van swaar, dit is 'n plek van waar jy ook maar deur die breking gaan. Hier is die ding, ons wil nie altyd gebreek word nie, want is pynlik, maar jy kan nie die nardussalf kry as jy nie die wortel van die nardusplant verbrysel om die olie te kry, om die parfuum van te maak, om Jesus se voete te salf nie, om te aanbid nie. Ongebreekte mense is gevaarlike mense, want hulle praat op hoorsê. Maar die een wat deur die breking gegaan het in sy geestelike lewe, waar so bietjie getrap is en uit hom uitgemergel is iemand wat iets het om te sê. Gideon kruip weg in die parskyp, beveilig die koring. En ek en jy het partymal 'n wegkruip in die parskyp, hoop argumenteer met die Here. Luister na wat hy vir jou sê. Iemand het eendag gesê, never curse your desert experiences. Daai tye wat jy alleen in die woestyn is en jy voel daar's niemand naby jou nie, jy is heeltemal reg, daar is niemand naby jou nie, dis jou woestyn. Jy gaan deur hom, en as jy nie bereid is om deur hom te gaan nie, gaan jy nie hoor wat hy vir jou sê nie. Paulus gaan vir 4 jaar en hy gaan woon in die woestyn om vir 4 jaar 'n 1-tot-1 gesprek met die engel van die Here Jesus Christus te hê vir 4 jaar lank. En kom daaruit en kom met die diep openbaring van God. Mense is nie bereid om dit te doen nie. En om obskuur te wees nie. Ons gaan verder. Vers 14 en 16 lees ons hierdie woorde. Toe draai die Here na hom en sê, gaan met die krag wat jy het en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Het ek jou nie gestuur nie? Maar hy het hom geantwoord, asseblief my Heer, kan ek Israel verlos? Kyk, my familiegroep is die onbenulligste in Manasse.
Dan kyk hy weer na homself en kyk na sy omstandighede en hy kyk na sy probleem. En ek is die jongste in my familie, nog 'n verskoning. En die Here sê toe vir hom, omdat ek met jou sal wees, sal jy die Midianiete verslaan, asof hulle net een man is. Weer eens. Gideon sien nie dadelik wat God sien nie. Om te sien soos wat God sien, vra altyd geloof. En hier is die geheim, wanneer die Here met ons praat en ons opdragte gee en met ons deel in ons lewe en dinge in ons lewe. Ons wil ons altyd vergelyk met iemand anders. Ons kyk na iemand anders en sê, maar ek is nie so wel ter tale nie. Ek is nou nie so goed soos daai. Ek kan nie dit nie. Ek het nie hierdie ervaring. Ek het nie daai kennis nie. Ek weet nie van hierdie nie. Nee, hy het Gideon nie gevra wat is jou kwalifikasies nie. Hy het hom gevra, hoe oud is jy? Wat is jou rang in die familie? Of nie, want hy het dit in elk geval geweet, maar by hom maak dit nie saak nie. Dawid het nie gekwalifiseer as koning nie, maar hy was die jongste. Om die waarheid te sê, hy het so min van hom gedink, dat toe sy broers geroep is, en Samuel daarin stap, en hy van die een na die ander ene stap, en hulle almal is hierdie manne wat kwalifiseer om koning te wees, en dan kom Samuel en hy kyk daarna, en dan sê die Here vir hom, nee, maar nie een van hulle nie, en Samuel draai om, hy sê, het jy nie nog gesien? Hy sê, ja, die rooi kop, hy is daar in die veld. Hy staan nie, hy pas skape op, hy sê, gaan haal hom. Nee, maar nee, jy verstaan nie, hy is die jongste. Hy was nog eens in die skool nie. Dis hoekom ons hom laat skape oppas, hy is nie lekker nie. Hy speel met 'n lier. Hy wil musiek maak en gediggies skryf. Jy wil nie hom hê nie. Gaan haal hom. Toe hy instap, toe sê God, dis hy. Hy kwalifiseer nie. Jy kwalifiseer dalk nie in jou eie opinie nie, jy kwalifiseer dalk nie in die opinie van ander nie, jy kwalifiseer dalk nie in die opinie van jou familie nie. Geen probleem. By God kwalifiseer jy. Jy kan die probleem aanvat. By God kwalifiseer jy. En die Here sê vir hom, weet jy kwalifiseer so, dit sal lyk asof een man die Midianiete verslaan het. As jy klaar is met hulle. In vers 17 tot 21 lees ons, maar hy het vir die Here gesê, as ek dan guns gevind het in die oë, gee vir my 'n teken dat dit u is wat met my praat, moet asseblief nie hier vandaan weggaan totdat ek u by u terug is, my offer saamgebring het en het voor u gesit het nie. Hy het geantwoord, goed, ek sal bly totdat jy terugkom. Gideon gaan toe en hy berei 'n boklam voor, ongesuurde brood en 'n eva meel, en hy het in 'n pot gegooi, het na hom uitgebring onder die terebintboom en het aangebied. Daarop sê die engel van die Here vir hom, neem die vleis en die ongesuurde brood, sit dit hier op die rots neer en gooi die sous daaroor. Hy het dit toe so gemaak. Toe steek die engel van die Here die wandelstok in sy hand uit en raak met die punt van die vleis, punt aan die vleis en die ongesuurde brood. Vuur het uit die rots opgeslaan en die vleis en die ongesuurde brood verteer, en die engel van die Here het voor sy oë verdwyn. Wat doen Gideon? Bring 'n offer. Wat is offer? Dit is aanbidding. Weet jy waar is die eerste woord wat ons in die Ou Testament, in die hele Bybel, die woord aanbidding oplees? Die eerste keer waar ons daai woord lees, is in Genesis 22. Waar Abraham Isak gaan offer. En dan sê hy vir die diensknegte, bly hier, ek en die seun gaan aanbid. Offer en aanbidding loop saam. Wat is offer?
Ons dink baie maal dit is aan ander goed. In die nuwe verbond is offer myself. Ek gee myself. My eie wil, my eie gedrag, my eie voor- en afkere, my eie denke, my eie goed. Dis waarom Paulus vir ons sê, dat as ek my denke vernuwe, dan sal ek weet wat is die wil van God in my lewe. My gedagte wêreld. En Gideon het hierdie ervaring met God, hy aanbid. Want geloof en vertroue is 'n uitdrukking van aanbidding. Wanneer ek God kan glo en hom kan vertrou, daarom is die woord vertroue en geloof sinoniem. Om te sê ek vertrou God, beteken ek glo God. As ek sê ek glo God, beteken ek vertrou God. As ek dit kan doen, dis deel van my aanbidding aan God. Want dis al wat hy van my vra, dat ek hom sal vertrou. Nie al die sideshows nie. Sal jy my vertrou? Hy vra dit vir ons in hierdie jaar. Sal jy my vertrou? My hele jaar kan 'n jaar van aanbidding wees, as ek God net kan vertrou. As ek kan sê, ek vertrou U, Here. U gaan my deurdra. En dan lees ons in vers 25 en 26 hierdie woorde, nog in daardie selfde nag het die Here vir hom gesê, neem die bil wat aan jou vader behoort, die tweede bil wat 7 jaar oud is, sloop die altaar van Baal wat aan jou vader behoort, die Asherah of die heilige boomstam, kan jy dit ook noem, wat langsaan is, moet jy afkap. Bou dan vir die Here jou God 'n altaar op die hoogste punt van hierdie vesting, netjies gestapel. Neem daarna die tweede bil en offer hom as 'n brandoffer met die hout van die Asherah wat jy gaan afkap. Hy moes iets doen. Jy sien, Baal staan nog daar rond. Hulle het 'n altaar gebou vir Baal. Hulle het Asherah gebou. Nou, min of meer dieselfde ding. As jy al 'n western fliek gekyk het jy gesien daar die rooihuide, die Indiane, hulle het sulke pale gehad en dan jy kan Spur toe gaan, dan kan jy hulle ook sien. Dan so 'n paal met sulke gesigte en so geverf, dis 'n Asherah. Nou hulle het sulke goed opgerig. Hulle aanbid nou Baal, 'n afgod wat hulle nie kan help nie, terwyl hulle getuienis het van waar God hulle gebring het. Ons kry dit dikwels, die ouers kom met die getuienis, maar die kinders gaan aanbid Baal. Hoekom? Want hulle het nie self 'n getuienis met God nie. Jy kan nie op hoor sê dit doen nie. En hy gaan en hy vernietig al hierdie goed en uiteindelik en ek wil my haas, soos pastoor Smith Leroux gesê het, ek wil my haas dat uiteindelik het hulle al hierdie het hulle op Gideon afgekom en sê, weet hierdie afgebreek, en hulle sê, dis Gideon, hulle gee hom sommer 'n naam, Jerubbaal, of Jerubbaal, wat beteken, hy moet antwoord aan Baal, want hy het Baal so goed afgebreek, en hy sê, dis ook al reg, ons gaan aan, en dan uiteindelik kom die Here by hom, en ek gaan nou vinnig daardeur, en hy sê vir hom, ek wil hê jy moet die manskappe by mekaar kry, hy stuur 'n boodskap uit, hulle maak 32,000 mense by mekaar, manskappe wat gaan optrek, want intussen tyd het die Midianiete nog die Amalekiete bygekry en nog 'n paar ander ouens, en hulle is 335 sterk.
Hulle kry 32,000 man by mekaar. 32,000. Hy kry hulle by mekaar, hy sê, Here, ons is reg, ons gaan beklei. Die Here sê, hoeveel het jy daar? Hy sê 32. Hy sê, nee, is te veel. Hy sê vir die wat nie regtig lus is vir die storie nie, hulle kan huis toe gaan. En hy stuur al die WhatsApps uit en al die goeters sodat hulle laat weet almal, as jy nie lus is vir die nie, ga huis toe. En 'n klomp ouens sê, is al waarvoor gewag het met pak en lag gehad hulle. En hulle trek, en 10,000 man bly oor, en hy sê, Here, ons het nou 10,000, hy sê vir hom, sê die Here vir hom, net bietjie te veel. 10,000? Hulle is 300, ons is, hy sê, ja, ek weet hulle is 'n paar 100,000, maar hierdie 10 is te veel. Hy sê, ek sê jou sê, hoekom wil ek julle laat uitdun, want ek weet wat julle gaan doen. As julle met die 32 of selfs met die 10 gaan julle terug gaan sê, julle hand het dit gedoen. Gaan lees hoofstuk 7. Hy sê, julle hand het dit gedoen. Hier is die krisis met mense. Hulle, wanneer iets uitwerk, God help hulle, dan neem hulle die eer vir hulle self. Moenie dit doen nie. Dit bly God se eer. Is hy wat jou deurdra. In hierdie jaar, wanneer dinge wel vir jou uitwerk, en alles regloop, en jy sien, en jy kyk terug aan die einde van die jaar, en jy kyk terug en jy sien al die plekke waar jy oorwin het, en jy goed gedoen het, dis nie jou hand wat dit bewerk het nie, dis God wat jou gehelp het om dit te doen. Uiteindelik bly daar 300 oor, en die Here sê vir hom, nou kan ons besigheid doen. En nou kyk hulle rond, swaarde, messe, spiese, goeters, en die Here sê, nee, ons gaan nie daar nie, ek het vir julle iets anders, ek sê julle sê, wat doen ons? Ek geef julle elkeen 'n ramshoring, ek geef julle vat 'n kruik, 'n leë kruik, weet wat is 'n kruik, ne? 'n kleipot, en 'n fakkel. Hy sê, wel, ons kan minstens die fakkel aansteek as ons weghardloop, dan kan ons sien waarheen om te hardloop. Hy sê vat dit, en ek hardloop nou vinnig deur hoofstuk 7, en die Here sê vir Gideon, hy sê, ek wil net 'n laaste maal vir jou laat verstaan, wat gaan gebeur vanaand. Gaan af na die kamp toe, gaan luister jy wat praat, daar die Amalekiete en die Moabiete en die hele, al die muskiete en al die ouens. Gaan hoor wat praat hulle, en hulle kom daar, en die een sê vir die ander een, nou luister hulle af, hulle sê, ek het gedroom, ek sien, hier kom 'n groot garsbrood uitgerol, en hy oorval ons, hy sê, en hulle sê vir mekaar, hulle sê, wat beteken dit? Hy verklaar sommer die droom net daar en daar, hy sê, dis Gideon en sy manne wat ons vanaand kom uitmoor. Wat hulle nie weet nie, is hulle is net 300. Moenie al jou planne vir die vyand vertel nie. Pas op met wie jy jou droom deel. Vra Josef, jy land in die put. Dis dieselfde Midianiete wat Josef verkoop het aan Potifar in elk geval. Hulle gaan terug na die kamp toe, hulle sê, ons moet ons gereed hou, die Here sê, deel op in 3 afdelings van 100 man elk. Julle gaan nou inbeweeg, en wanneer ek vir julle sê, dan breek julle die kruike, julle blaas op die ramshorings, en julle hardloop met die fakkels. Dis 'n oorlogstaktiek, né? In menslike terme, dit wat God vir jou sê, hoe jy dit moet doen, maak nie altyd sin nie. As jy die sommetjies optel, dan kom jy nie by die regte antwoord uit, wat jy gedink het nie. Hier is die geheim. Doen wat hy sê. Dis deel van jou aanbidding, jou gehoorsaamheid.
En dis wat Gideon doen. Hulle doen dit, hulle beweeg af, hulle gaan in, en dan op die gegewe oomblik, dan blaas hulle op die bassyne, breek die kruike, hardloop met die fakkels, en pandemonium breek uit in daardie kamp, en die vyand moor mekaar uit. Dis hoe God werk. Dis hoe God werk. Jy het nie nodig om ver agter hom aan te hardloop nie. Doen net wat hy vir jou sê, goed val in plek. Met dit wat hy vir jou sê, wat vir jou moontlik lyk na onlogies, nie werkbaar nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor jou gehoorsaamheid aan God. Weereens, ek haas myself. Dit is 'n geloofsaksie. Dit is 'n geloofsaksie. Geloof vir hierdie jaar sê, ek moet God hoor en net doen wat hy vir my sê. Al klink dit hoe eenvoudig, want dit is wat werk. En dit is wat Gideon en sy manne in daardie oomblik besef. Ek wil afsluit met hierdie teks. Psalm 50 vers 15 sê dit so mooi. Hy sê hierdie woorde: roep my aan in 'n tyd van nood. Ek sal jou red. Jy sal my eer. Hier lê ons geheim vir hierdie jaar. Moenie dat die omstandighede bepaal waar jou lewe heen gaan nie. Of die vyand, of die krisis, of die probleem wat jy moes nou al vir hoe lank hanteer nie, weet dit. Roep hom aan in jou dag van nood. En hy sal jou uitred. En jy sal hom eer. Kom ons maak klaar hiermee. Jou ervaring mag soms wees dat jy dorskoring in 'n parskuip. Here, ek kry nie weg. Ek weet nie meer hoe moet ek maak. Is my pad waar ek gekom. Die ding hou nou al so lank aan. Het is al so lank wat dit hier ding aangaan. Nee, moontlik sit jy vandag daar. So lank al. En hier is die ding. Jy sê vir jouself, niemand weet waardeur ek gaan nie. En weet jy wat? Jy is 100% reg. Niemand weet waardeur jy gaan nie. Geen mens weet waardeur jy gaan nie. Selfs jou man of jou vrou weet nie waardeur jy gaan nie. God weet. Dis hoekom hy by jou opdaag in jou parskuip. Omdat hy weet. Omdat hy weet. Kom, staan hy by jou en dan sê hy, dapper held, dapper kryger, dapper mens, dapper man, dapper vrou. En hy kom sê vir jou, ek het jou gesien. Jy is 'n geloofsmens. Dis hoe ek jou sien. En jy sal oorwin. Daar waar jy sit. Kom ons sluit ons oë. Luister net na daai musiek. Dat dit net die oor jou spoel. En dan begin jy met die Here te praat. Sê, Here, hier is ek.
Ek sit in my parskyp. Ek kan nie eers my koring uitwan op die dorsvloer nie, ek moet wegkry. Niemand weet ek is hier nie. Niemand sien my hier nie. Ek is alleen hier. En dan hoor jy sy stem wat vir jou sê, dapper held, dapper heldin, jy sal die vyand verslaan asof hulle een man is. Nie omdat jy goed is nie, nie omdat jy sterk is nie, maar omdat ek met jou gaan. Hierdie jaar is nie 'n jaar van onmoontlikhede nie. Dis 'n jaar van moontlikhede. Nie onmoontlikhede nie, moontlikhede. Waarom? Want God is met jou. Ek wil hê jy moet in hierdie oggend, terwyl jy hier sit, moet jy moed skep. En deur hierdie jaar dat jy sal dink daaraan, die Here kyk na my as 'n dapper held, want ek gehoorsaam hom in alles. Vader, ons dankie in hierdie oomblik dat U deur U Gees inspreek in die harte van mense, om net weer eens aan hulle te bevestig, U is met hulle. U het hulle nog nooit gelos nie. Al het die volk gedink vir 7 jaar het U hulle gelos, het U hulle nooit gelos nie. U het net gewag vir die geloofsman om op te staan. En ek bid, Here, dat hier geloofsmanne en vroue in hierdie plek opstaan in hierdie dag, wat hierdie jaar aanvat en sê, met die Here gaan ek oorwin. Ek sal deurbrake hê. Ek sal oorwinning smaak, want die Here is met my. Ek dank U dat dit die geval sal wees. Ek glo U, ek vertrou U daarvoor. Want ek weet wat U kan doen. Ek ken U in U dade. Wanneer alles onmoontlik lyk vir my, dan kom U in en alles is vir U moontlik. En ek dank U daarvoor. Laat dit so wees vir elkeen van ons in hierdie jaar. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nog uit? Okay. Terwyl ek hier sit, dink ek aan wat nou hierdie naweek gebeur het, en ek wou dit nie vertel het nie, maar met hierdie preek, baie goed gewees, regtig waar. Jethro was siek gewees van Vrydag. Hy sê hele week al nie lekker nie, maar Vrydag, ja, het hy so pyn op sy maag. En ek dog, Here, wat nou? Hier moet nou nie hierdie naweek iets gebeur nie, asseblief. Maar ek bid vir hom en die pyn gaan weg. Saterdag aand gisterand gaan lê ons op die bed. En die volgende oomblik val Jethro se telefoon uit sy hand uit. En hy begin geluide maak. Joh, en ek dog, Here, wie gaan ek bel? Vir Andries, vir Johan, vir Teresa, vir Louis, want Tron is nie hier nie, en hy is altyd die ou wat instaan word. En die Here sê, en wat van my? Jo, ek kry eintlik so skaam, want ek is altyd die ou wat eerste vir die Here gaan. En die volgende oomblik sê ek, nou kom, maar ek slat hom op sy hart, want hy het nie eens gevoel nie, want hy het nie geweet waar hy is nie. Ek slaan hom op sy hart, en ek bid, en ek bestraf, en ek vermaan, en net so kom hy by.
En hy kyk, hy sê, waar was ek nou? Ek sê, ek weet nie, maar jy was baie ver gewees. Jy het gedink jy gaan my los, maar ek het jou bygekry in die Here. So, weet jy wat, daar sit een plek waar ons nie na toe kan gaan en dit is die Here. Is net die Here. Dit help nie, ek kan my vriende bel, ek kan almal bel, hulle almal sal bid. Maar wat doen jy hier 7 uur, 8 uur in die aand in? En hy wil nie dokter toe gaan nie, so aangepak soos hy is, maar die Here is mos daar. Ek gaan vra, kom staan, Rita, kom staan jy ook so hier so. Kom ons trek ons hande uit na hulle. Ons spreek God se genesing oor hierdie liggaam in die naam van Jesus. Here, ek dank U. Hierdie hart sal bly klop en klop en klop tot op hoë ouderdom. En ek dank U daarvoor. Ek dank U vir krag, vir gesondheid. Ek dank U vir U helende teenwoordigheid wat vloei van kop tot tone in Jesus naam. En Here, soos ons hande uitstrek, kom ons in 'n eenheid en ons dank U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Al die vitamines wat hy nodig het. Amen. Dankie dokter Andries, fantastiese woord. In die begin van die diens het ek iets gesien en ek wou toe deel, maar ek hoor die Gees sê, ek moet hom kans gee, luister na sy woord. En, maar ek het in die begin van die diens gesien, kettings, jy weet, maar dik kettings om mense se, en terwyl hy preek, dan sê die Gees vir my, hy is besig om daai kettings te breek. Maar baie keer is daai kettings, die goed ons hou vas, is meer hier tussen ons ore as die werklikheid. Ek hoop u hoor wat ek sê. Dis wat, as jy geluister in sy woord vanoggend, het ons vry gemaak. Vry van alles. Ons God is in staat om groot dinge te doen. En ons het reeds vir jou gebid, maar ek net vanoggend oor jou profeteer, dat daai dinge in jou kop wat jou vashou, daai kettings, is leuns en dis bedrog. Die Here Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Ek het gekom om vir jou te gee lewe en oorvloed. In Jesus naam. Baie dankie hoor. Liefde en seën vir julle. Onthou volgende naweek, onthou die week, moenie by die huis sit niks doen nie. Kom ondersteun die gemeente. Amen.